Goeiedag kykers, ons is bly dat u weer saam met ons inskakel en kyk na hierdie program met die titel Godsdienst en Koerante wat uitsaai vanuit die Kaap hier op die TV-stasie Homebase TV wat 'n onafhanklike Christelike stasie is. U kan dit kry op YouTube of u kan dit ook kry op streaming of 'n dekodeerder. Nou hier by my het ek vanoggend Richard, hallo. Bly is hier Richard man, ek weet nie wat ek sonder jou sal maak hierson nie. Ons is hier so. Pragtig. Ongeluk op die pad gewees en nee, dinge gaan mal, maar ons is hier so. Jy het hom opgedag, wonderlik. Maar jy was nie ongeluk gewees nie. Ek was daarom nie. Ek dink dit letterlik dit moes gebeur het net voor ek daar gekom het. Jong. Want toe ek al kom, was er nog die stoom en die rook is nog besig om in die bakkie, twee bakkies in mekaar en so. Dit was 'n storie. Wat het oom daar vir ons vandag? Ja, hierso is nou 'n interessante prent. Kyk, dit sê so Friday image, dat jy al die image of the day prente. En dit lyk so kerklik, lyk so bietjie as dit met die Katolieke Kerk te doen het, maar dit is glad nie. Hier onder staan dit, nee. Supreme Patriarch and Catholicos of all Armenians. Gagarin II, ander spelling, leads a service at the Sitanakabet Armenian Genocide Memorial on the Genocide Remembrance Day in Yerevan to mark the 110th anniversary of the World War I era mass killings of Armenians under the Ottoman Empire in 1915. Sure. Nou hierdie is 'n gebeurtenis wat hulle onder die tafel probeer vee, maar dit is 'n volksmoord deur die Turke teen die Armeniaanse mense, waar hulle honderde duisende net afgeslag en doodgemaak het. Dit is nou 'n herdenking daarvan. Lyk soos 'n ortodokse patriarg wat daar betrokke is om hierdie gedenkdiens te lei, maar dis interessante geskiedenis wat daai mense. Die ding is jy hoor nie van hierdie nie. Jy hoor nie. Jy hoor van die nazi's, jy hoor van klomp, maar jy hoor nie altyd van hierdie nie. Dis wat hulle sê, hierdie goed word, hierdie groot mense slagting word onder die tafel gevee. Maak dit nie gebeur het nie. Dit het gebeur, ja. Sure. Interessant. Dan het ons hierso 'n prentjie, baie kleurvolle prentjie, en dan sê dit hierso prayers to the powers above. A worker attaches prayer petitions to Lotus lanterns in preparation for the upcoming Vesak Day, the birthday of Buddha, at Yogyesa Temple in Seoul, South Korea this week. So hulle sit hulle gebede daarso vas aan hierdie, dit lyk amper soos 'n Chinese lantern. Soos jy plak jou gebede daar vas en hoop dat die Boeddha, en die Boeddha is maar net 'n klip, beeld of wat ook al dit sal hoor. Ja, dis wat ek nog nooit reg verstaan het van die boeddhiste. Want sover ek weet, ek het so 'n bietjie gaan oplees daaroor, sover ek weet, ek kan maar miskien verkeerd wees, maar Boeddha self het nooit vir die mense gesê hulle moet hom aanbid nie. Kyk, hy het interessante idees gehad, van die goeders was baie interessant, ander goed is 'n bietjie so, maar hy het nooit, sover kon ek nooit ergens sien dat hy gesê het dat hy is God en hulle moet hom aanbid nie. Dit is baie interessant dat hulle... Ja, die historiese aspekte van al die godsdienste is fascinerend. Sure. Ja. Nou ja, om te kom tot sonde, deesdae is, hiersoos 'n video, ons kyk bietjie later en praat daar dat sonde word nie meer gepreek by die kweekskool en die sonde is nou, jy weet, jy kan nou maar kies wat jy glo. Outomodies, uit die mode uit en sonde bestaan nie eintlik meer nie. Maar sonde bestaan tog en die belastinggader maak jou attent daarop. Maar hierdie interessant en hierso, die opskrif hierso is, a sin tax on cannabis products could solve the VAT issue. Nou, cannabis is dagga, en hierso, it could solve the VAT issue, maar onthou jy, laas week het ons gepraat van Julius Malema, wat he supports the rule of law because of the VAT issue. En laat hulle, hy het daar hele baie gemaak, upholding the rule of law. Nou interessant hier, so hulle sê so rechts, daar staan, the majority of pot products, so dagga products, being sold openly in shops across the country,
edible or smokable, are technically illegal in the first place, which explains why they are not yet classified as excisable. Soos daar's nog nie belasting op hulle en daar's nog nie sondebelasting nie, want tegnies is hulle onseker oor die wette op 'n dagga. Die ding is, meeste van die goed word verkoop uit die hand uit. So jy ken iemand wat iemand ken en dan word dit dan maar so verkoop. Want tegnies gesproke, sover ek weet, het hulle mos nou dit wettig gemaak, maar net jy kan jou eie groei en dan dit self, maar jy mag dit nie verkoop nie. Verstaan? So dis die ding, soos ek weet nie hoe hulle gaan dit kan belas as hulle nie beheer het oor die verkope daarvan nie. Daar's nog onduidelikheid daaroor, daar's onduidelikheid of dit sonde is Vir of my is dit net, ek onthou toe hulle dit wettig gemaak het, Ja. die dag, seker so 'n week later of so ry ek saam met my broer hierso en ons sien hier kar hier voor ons en die stoom trek, die rook trek uit hierdie kar uit soos die ou rook daar binne. 10 is dit nou maar dagga wat hy rook, want 'n normale sigaret maak nie soveel rook nie. En ek sê dit vir hom, jy weet, dit is tegnies gesproke, dit is illegal om te drink en te bestuur, om alkohol te gebruik terwyl jy bestuur, want die ou rook dagga die bissies bewe. Ja, So afekteer die ook. in elk geval. Nou daarby is hierdie bruggie, kyk, Tobacco Town thrives as China struggles to kick the habit. Soos nou het sê by die prentjie by die rook, dat China is home to a third of the world's smokers and tobacco-related diseases are a major cause of death in the country. A trend likely to worsen as its population rapidly ages. So China rook hulle tans dood. Nou ek weet nie of daar sondebelasting is in China of hulle dit beskou as sonde of nie. Ek weet nou nie. Maar nou is hier so enetjie interessant. Kyk, how to turn sin taxes into savings for a wealthier future. Hier is 'n finansiële raad, né? Hoe jy jou sonde kan verminder en ryk word. Now, seriously, so in South Africa, many of us are caught between the desire to live a healthier lifestyle and the pressure to achieve financial stability. The introduction of higher sin taxes, set to increase from 4.75 to 6.75, is about to place a heavier financial burden on smokers and drinkers. However, this could be an opportunity to turn things around and take control of our financial future. Dan sê hulle, by flipping the script on sin taxes, we can open the door to a brighter and more prosperous future. Baie mooi laat jy nou kan sonde afskud en ryker word deur minder te rook en te drink en al die geld te spaar. Ek het nou eendag met iemand gesels wat hulle het gesê, hoeveel geld hulle het opgehou drink en rook, Ja, en die hoeveelheid geld wat hulle spaar, is ongelooflik. Jy kan nie jouself indink, jy net in 'n jaar se tyd, as jy net terugkyk, hulle het letterlik daai geld gevat en dit eenkant gesit, en jy Ja. kan dit, en ek weet ek van 'n ander man en vrou, ek dink hulle is in Bethlehem, wat opgerook het, en hierdie is net rook, dis nie eers alkohol, dis net rook, hulle het opgehou rook, maar hulle was soos, hulle noem soos chain smokers, hulle was verskriklik. Ek kan nie nou hoeveel pakkies hulle 'n dag gerook, maar iets mal. En hulle het elke sent het hulle gespaar wat hulle sou gerook het. Nee, hulle het opgehou rook. ja. Al die geld gespaar en ek weet nie hoe lank nie, 'n jaar of 2 of wat, toe hulle vir hulle kar gekoop het. Ja. So dis 'n geweldige hoeveelheid geld Ja, wat mense spandeer aan hierdie tipe van goed. nou ja, manier om ryk te word. Dan het ons hierso een uit The Mail and Guardian, Ja, in brief. En dan is 'n hele klompie berigte wat hierso so kort berigte wat baie interessante dinge hier wat hierso vir ons wys hierso. En dan begin dit hierso numbers of the week. Sê hierso 3000, the number of people who got married at the mass wedding ceremony in Heidelberg near Johannesburg on Easter Sunday. 3000 mense. maar lees verder, Dis maar laat jy lekker. geskok raak. The International Pentecost Holiness Church, which commonly hosts mass weddings as part of its Easter festivals, saw many women marrying men who already had 6 to 7 wives. Dis nie vir my eintlik 'n vreugdevolle huwelik daar as jy met 'n man trou wat Ek klaar wou- het om ek wou vrouens nou- het ek wou nou nie. net sê, maar- dit is nie Hoekom vreugdevol. wil daai man soveel stres hê, oom?
Dan gaan dit aan en sê hy so, while some men were marrying multiple women at once. So ja, as van hierdie mans wat al reeds vrouens het en dan trou hulle met nog een en dan is daar 'n ander wat met meer as een op 'n slag trou. En dis Pentecostal Holiness Church. Ek weet nie of daardie jou meer holy gaan maak as jy nou soveel ekstra mans en vrouens trou nie. Dit is ek weet nie daar's Dit is belangrik dat ons maar teruggaan na die Bybel toe. ja, God het jene, net jong. een man en een vrou gemaak. Jo, Hy het nie klomp Evas gemaak nie. ek wil nie in so huwelik wees Sjoe. nie, dankie tog. Dan is hier so 'n tweede enetjie. Kyk die opskrif, daar interessant. Halo hold up. Jy weet nie wat dit beteken nie, nee. Wat Halo is mos daai wat hulle op die prentjies teken van 'n heilige, dan hulle mos 'n heilige boek aan jou kop nou. Nou daar's 'n hold up. Daar's 'n hold up met jou heiligheid. Luister nou hier nie, jy kan amper nie glo nie. Carlo Acutis, who died at the age of 15, jong seun, hè, was to be declared a saint on 27 April. Dis nou April last jaar. But the death of Pope Francis earlier this week delayed his canonization. So hy is nou vertraag om heilig te word deur die dood van die paus, né? Sky News reports the London-born Acutis is of Italian descent and his family returned to Milan, Italy. He died of leukemia in 2006. Amper 20 jaar gelede, Ja, né? 20 jaar terug. After the occurrence of apparent miraculous events attributed to Acutis, Pope Francis and other clergy members were set to elevate the boy to sainthood this year. A Brazilian boy who was born in 2009 with a serious defect that prevented him from keeping food down and gaining weight touched Acutis' relic and said, "Stop vomiting," which cured him according to the priest. Sulke wonderwerke sê dit. A Costa Rican girl who had a major head trauma prayed at Acutis' tomb, which led to a full recovery. Gaan bid by iemand wat die dooi is, né? If witnesses, clergy and doctors can testify and rule out possible medical explanations, the Pope accepts the miracle. After the Pope's death, the Vatican postponed the ceremony for Acutis' sainthood and provided no alternative date. Ja. Soos hierso is sy pad na sainthood nou vertraag. Maar hierdie hele storie van sainthood is onbybels. Die ding is, wie besluit, ek gaan dit nie so stel, wie is die een wat ons red van ons sonde? Ja, volgens net een, ja. So die ding is, jy kan nie 'n ander mens 'n saint maak en sê hierdie persoon is nou gered en hy is nou verstaan nie, so sin, dit maak nie vir my regtig sin nie. Dan die ander ding is dit hier met die dooies, dis nou by 'n graf wat hulle nou daar gaan vat en bid en ons bid mos nie tot die dooies nie. Is baie geval, hier kom spiritisme. So dis vir die my baie Satan snaaks. kan ook moontlik mense genees of So. wat ook al, maar dit is baie gevaarlik. Dan het ons hier nog enetjie oom. Ja, Breath held in the balance. A Christian man convicted of blasphemy in Pakistan will appeal against the ruling that sentenced him to death. Reuters report. A separate report by Deccan Herald states that Pervez Masih placed burnt pages of the Quran outside the home of two Christian brothers to frame them and settle an old dispute. His scheme led to hundreds of houses in the Christian community being torched by the mobs and thousands of people fleeing their homes in 2023. Although blasphemy is punishable by death in Pakistan, no one convicted of the crime has been executed. We will file an appeal in the High Court against it, Masih's lawyer told Reuters, following the announcement of the verdict last Friday. Sjoe, ek het nie geweet Pakistan is so erg nie. is baie ek soos nou wil jy terugkry, brand 'n paar bladsye van die Koran, sit dit by sy huis en dan wil almal doodmaak. Dit is skokkend tragies, ek weet nie. Dan is daar een hierso. Ministers WhatsApp leaks. Labour ministers leaked WhatsApp messages express concern about the United Kingdom's Supreme Court's ruling that women
in the 2010 Equality Act solely refers to biology, rejecting the inclusion of biological males holding a gender recognition certificate. Ek het nog nooit van so iets gehoor nie. A gender. Jy's 'n man, maar ek gee jou nou so 'n gender recognition, jy's eintlik 'n meisie of 'n vrou, want jy wil dit nou wees. Ja. Nou jy daar sertifikaat, nou kan jy snaakse dinge doen. Dis malligheid. The court sided with For Women Scotland, an anti-trans group. Border Security Minister Dame Angela Eagle outlined plans to mitigate the ruling's effect on trans people. The national report citing, "We have to get on with doing the stuff we said we do in the manifesto, including protecting gender identity exploration." Culture Minister Chris Bryant criticised the chair of the Equality and Human Rights Commission for his interpretation of the ruling as excluding trans women from single-sex spaces and sports. MPs in the group lamented institutions failing to acknowledge the Equality Act's continued protection for trans people. They won't be feeling that way now, and we need to remember that and organise, Eagle responded. Ons gaan 'n bietjie later weer hieroor praat, maar hierdie is 'n vreeslike verwarrende ding, nee, maar nou het hulle gesê 'n vrou is 'n vrou. Ons kyk bietjie wat sê hulle later daar. Dan is die een Robot Rebellion delayed. Dat klink gevaarlik hoor. Ja. China hosted the world's first half-marathon race between humans and robots and proved that the robot uprising is still far away. Last Saturday in Beijing, 12,000 humans ran alongside 21 bipedal humanoid robots developed by various Chinese robotics companies. Human operators carried control panels as they kept pace with the robots. The race, however, proved to be too grueling, with the robots tumbling to the ground, falling apart and overheating as the marathon went on. Operators helped the robots get back on their feet, replaced batteries and conducted repairs when the robots failed to keep up. Soos daardie nagemaakte mense kan nie byhou nog op hierdie stadium. Nog nie oom. Nog nie. Maar hulle sê binnekort dan gaan dit die wêreld oorvat. So sal maar sien. So sê ons sal sien. Jong, jy daar so gepraat van die robots daar, maar kyk hierdie ene. Hierdie kom uit Business Day uit. News from the future. AI won't let you die. Ja, nog 'n konsep nie so. Interessant. Jy sal nie sterf nie. Jy gaan onbeperk gaan jy leef, né? By future world May 4, 2045. Soos hy maak nou asof dit 2045 is, nou kyk hy terug. Kyk my so. Nou say 20 years ago in 2025, Deray Unutsmat stunned this audience when he foresaw a solution for the problem of human aging by 2045. Many people scoffed at this idea while secretly hoping his prediction would come true. What doubters failed to fully consider was the exponential acceleration of scientific progress powered by AI, and in particular biotech and life sciences. Retro Biosciences, founded by the fairly modest goal of extending our lifespans by 10 years, deployed GPT-4B to supercharge its research efforts. Almost immediately, the bio-AI was able to accelerate optimization of the Yamanaka factors to turn adult cells back into stem cells, rejuvenate tissues and organs. But the longevity intelligence for everyone life model by DeepSeek got the industry buzzing. Dozens of startups, lured by the promise of $1 trillion industry, poured their hearts and minds into solving biological complexity. En nou sê, met AI gaan dit so bewerk dat ons onbeperk lewe. Nou ja, baie interessant oom. Ek glo dit eintlik nie. Die ding is, die mens is slim, en die mens dink hy slimmer. Maar net God kan skep. Ja, net God gee lewe. Dan sê so, the ultimate cure for aging. In the past 6 years, a bunch of longevity entrepreneurs, or should I say aging researchers, have been seeking the holy grail to slow down or even reverse the aging process. In other words,
keep you living longer and having a healthier life while you do so. For money, of course. Nee? Maar natuurlijk, jy kan deur lifestyle changes, gesonder eet, gesonder lewe, kan jy oefening, al die tipe dinge, kan jy langer leef. Dan sê jy so, but extending lifespans to 180 years or more is a trickier prospect. Nou, so maar kyk wat gebeur, maar ek glo nie al die stories wat laai het nie. Dan het ons hierso, ons het gepraat oor hierdie onderwerp so rukkie terug. Hy is nou weer aan die kook daar. Ons is nou alweer hierso. Hoekom nou so gepla oor satanis as al die goed toegelaat word? Daniel Lou, Sekuna skryf, groot ongelukkigheid heers oor die sogenaamde misleidende beregewing en rapport oor 'n satanis wat verbonde is aan die teologie fakulteit van die Universiteit van Pretoria. Die NG Kerk se kuratorium en die dekaan van die fakulteit teologie en religie tel onder die wat beswaar aangeteken het. Dit is egter belangrik om na die gebeure binne konteks te kyk. In 2006 kla 'n teologie student 3 van die Universiteit van Pretoria professore aan omdat hulle nie aan Jesus se letterlike opstanding glo nie. Die student word lewenslank geskort en die 3 professore kom skotvry daarvan af ten spyte van die feit dat dit duidelik is dat hulle dit nie glo nie. Dis nou daardie Ferdy Mulder, né? Ja. Ferdy Mulder wat dit mee gebeur, ons 'n bietjie later 'n video van hom speel hierso. Dan in 2010 tree die ateïs George Claassen op by die teologie fakulteit se openingsdag. Later die jaar word versoek dat 'n skepingsleerder, creationis, oor die studente toespreek, maar dit word van die hand gewys. In 2019 nooi die universiteit se teologie fakulteit vir Thomas Romer uit as gasspreker. Hy is 'n liberale Duitse teoloog wat onder meer glo dat God 'n menslike uitvinding is. Ai, dis 'n bietjie. Kan jy dit glo? Hoe kan jy 'n teoloog wees as jy so iets glo? En hoe kan jy so 'n persoon uitnooi? Dit is malligheid. In 2021 stel die universiteit die transformasie van sy kurrikulum in 'n YouTube-video bekend. Onder meer word die volgende gesê: The faculty is also working with other religions. This undoubtedly provides for further inclusivity, nee, dis wat ons nou in die vorige program gepraat het, nee. Hulle wil almal saam kry, alle paaie lei na Rome en alle groepe lei na die hemel toe. Which would in time have an impact on our teaching and learning curriculum as well. Dan is daar ook dinge wat by die ander teologie fakulteite gebeur wat NG predikante oplei. Vroeër vanjaar het die teologie fakulteit in Bloemfontein die voorvaders gevier. Ja. Kan jy dit glo, né? In 2022 het Stellenbosch 'n Queering the Prophet konferensie gehou waar die profete van die Bybel deur 'n queer lens beskou is. Ek onthou daai ook. Ja. Ek kon die ding is fake news. Ek gaan nie waar wees nie. By Stellenbosch het een van die dosente verbonde aan die NG Kerk in 'n artikel Jesus se godheid ontken. Hy het skotvry daarvan afgekom. Daar is ook teologie dosente wat voorstanders van abortus is. As al die bogenoemde toegelaat word, verstaan ek nie hoekom daar so heftig ontken word dat 'n satanis aan die teologie fakulteit verbonde is nie. Ja, hy maak 'n paar geldige punte. Dit is definitief. Hoekom nou 'n bietjie opgewonde raak oor een satanis wat daar is as al daai ander skewe dinge daar gebeur het? Kan jy dit glo nie? Ja. So. Nou is hier so 'n skrywe ook daar 'n rapport elektronies. NG Kerk wil op 2 preekstoele sit oor satanis. Ja. Die palaver oor die woord satanis. Palaver. Jy al ooit die woord gebruik in jou spreektaal palaver? Ek het dit nog nooit gebruik nie, maar ek het die heel eerste keer daarvan gehoor so rukkie terug. Maar ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Ek het al baie gehoor die woord palaver. Dis 'n palaver. Maar jy weet jy dink nie wat dit beteken nie, jy weet nie wat dit beteken. Nou moet ek gaan opkyk. Wat is palaver? Hierso sê dit, né? Wat woord van die week? Die woord palaver, ook palaver, soos palaver en palaver self ding, betekenis, dis 'n affære, 'n gedoente of bohaai, is 'n bohaai. Dis interessant. Van dese week sê hulle palaver oor vroue, bohaai oor vroue. Dan sê dit, ken jy die woord palaver? Lees vandag se
toffie vir meer inligting daaroor. En dan interessant hierso, as jy kyk hierso op Google en jy vra palaver Afrikaans, hy sê in Afrikaans palaver generally translates to a discussion, debate or even a fuss, often used to describe an unproductive or lengthy conversation. Soos mense praat en praat nou aan dis nou wat 'n palaver is, né? 'n bohaai, 'n nonsens praat in sirkels en ensovoorts. So 'n palaver is maar 'n ware gedoente, oom. Is 'n gedoente, ja. Is 'n gedoente. Hierso sê hulle ook palaver can mean a discussion, debate or prolonged and often pointless conversation. Dis amper soos wat die Bybel sê, moenie jou perdels vir die varke gee nie, oom. Ja, so. In elk geval, okay, ek het ook nie geweet wat is palaver nie, want ek dit al baie gehoor al, nie. Die palaver woord satanis in rapport, ja, dit is 'n bohaai en 'n gedoente en 'n gepraatery oor, nie. In 'n rapport opskrif versluier 'n veel belangriker kwessie, skryf John Oosthuizen. Die duiwel is behoorlik los in die Universiteit van Pretoria se godsdienstdepartement. Die NG Kerk sowel as Universiteit slaan vure dood. So al wat hulle kan nadat dit rigbaar geword het daar is 'n navorsingsgenoot by die departement van godsdienststudie wat homself as 'n satanis bestempel. Dit het begin met 'n koerant opskrif: Satanis by Tuks, Kap, Ernst Roots oor giftige rasstorie. En dit is wat verskyn het rapport 30 Maart, 'n rukkie gelede. Ons het daarin destyds gelees, né? Die brug het onmiddellik opslag gemaak. Tristan Kap, 'n self-geïdentifiseerde satanis, het die regse aktivis Ernst Roots gekritiseer en in die proses ook die IP se fakulteit teologie en religie in die kruisvuur laat beland. Sonder dit sy bedoeling was, het Kap se argument met Roots slegs 'n voetnoot in 'n veel groter verhaal geword. Wat begin as 'n storie oor ideologiese botsings uit ontaard in 'n warboel van beskuldigings oor sensasie, wanvoorstelling en interessanter 'n veel dieper vraag. Wat beteken akademiese vryheid in 'n teologiese fakulteit? Hoe navigeer die NG Kerk sy rol daarin? Hoe navigeer die NG Kerk sy rol in die palaver wat hier so nou plaasvind, né? Dat er 'n satanis in 'n engeltjiefabriek. 'n Engeltjiefabriek is nou 'n kweekskool, engeltjiefabriek, né? Sy gange rondloop was vir vele mense een te veel. Dat Kap nie die duiwel aanbid nie en sy definisie van satanisme veel komplekser is, maak vir gewone lesers nie saak nie. Gou die hele tema van die gesprek weggeskuif van die politieke verskil tussen Kap en Roots na die duiwel, wat soos 'n brullende leeu tussen die tokkelokke op die IP se kampus rondloop. Die ironie is dat juis hierdie middelpad benadering die NG Kerk al hoe minder geloofwaardig maak. As hulle nie 'n duidelike standpunt wil inneem oor kwessies soos die duiwel of selfde geslagsverhoudings nie, en die IP se navorsing in 'n verweersposisie druk oor iemand soos Kap, verloor hulle die respek van sowel die progressiewe as fundamentalistiese kant. En dit is so, die ding is, in die begin en 'n praat van hierdie hele bohaai en alles, dink ek maar soos in baie van die hele palaver. Ja, die palaver. Dink ek maar baie van die mense nou veral in die hoër op gedeeltes van die NG Kerk glo nie eers meer in die duiwel nie. So wat pla dit hulle dan as dit satanis is? Die resultaat is 'n geloofswaardigheidsprobleem vir die kerk en die universiteit deur alle kante te probeer paai. Verloor die NG Kerk sy morele en intellektuele gesag as hy nie kan sê wie die duiwel is nie, maar tog die IP se akademiese werk in 'n verweerposisie druk. Wat bly dan oor? Ja, en jy kan sê, is daar 'n duiwel of is daar nie 'n duiwel nie? Jy kan glo wat jy wil, né? Dan gaan hy aan en sê so in slotte, die kerk is te bang om beginselbesluite te neem uit vrees vir verlies van lidmate of interne verdeeldheid. Die Universiteit Pretoria aan die ander kant is steeds te verweef met die NG Kerk om onafhanklik te staan. Hierdie strategie kan egter net vir so lank werk. Elke keer as die kerkuniversiteit wegdraai van 'n duidelike standpunt, erodeer hulle relevantie.
Die kaproetsdebat was maar net 'n vonk. Die werklike vuur brand in die vraag of akademiese vryheid en kerkbeheer ooit kan saamleef. Intussen bly die Universiteit Pretoria en die NG Kerk vasgevang in 'n dans van kompromie. Is goed gestel. 'n Dans van kompromie aangaan, né? Waar akademiese vryheid en kerkbeheer mekaar eerder versmoor as verryk. Die Satanis opskrif op net 'n weerlig afleier, die ware verhaal lê in wat dit onthul het. Ja, 'n paar uittreksels uit hierdie lang berig. Dankie, John Oosthuizen. Ek stem nie altyd met hom saam nie, maar het partykeer interessante kommentaare wat hy daar so lewer. Dan sê dit hierso, teologiese fakulteite hoor nie meer hoe duiwel brul. En Dr. Bernard Fikker skryf vir ons hierso. Ek is geleer dat die duiwel in die varke ingevaar het. Maar as ek rapport lees, lyk dit asof die duiwel die teologiese fakulteite ingevaar het. Behalwe dat die liberale postmoderne teoloë leer dat die duiwel metaforiese wensdenkery is en slegs die fundamentaliste nog in hom glo. Of is Tristan Kap die enigste een wat oorgebly het in 'n teologiese fakulteit wat nog in 'n werklike Satan glo? Dit is skrikwekkend, né? Daniel Lou, brief hoekom nou so gepla oor Satanis is al die goed toegelaat, is heeltemal korrek as hy wonder hoekom almal nou so ewe skielik oor die Satan gepla is. Die besluite van die NG Kerk se algemene sinode in 2011 en 2013 het immers bevestig dat dit oukei is om nie persoonlike aard van die duiwel en demone te invaar. Dis die hele punt. Ja. Hulle dan self so gesê. Ja. Van toe af worry baie lidmate glad nie meer oor die ou dekselse duiwel wat deur God uit die hemel gegooi is nie en glo die ou Satan bestaan nie meer nie, behalwe in metaforiese denke. Dis nou almal behalwe die NG Kerk tolerendes van die Konauna Sinode en die Namibiese Sinode wat nog glo die duiwel is daadwerklik waarmee rekening gehou moet word. Die teologiese fakulteit van die Universiteit van die Vrystaat het blykbaar ook al die Satan afgeskryf en met hom weggedoen. In sy plek word daar nou aandag geskenk aan die voorvadergeeste. Hierdie fakulteit het uitnodiging gerig vir referate uit Ancestor Day op 8 Mei 2025. Gelukkig het hulle nie Paasnaweek gekies vir die verering van die voorvadergeeste nie. Nou wonder ek, behels hierdie voorvadergeeste viering en aanbidding dieselfde as voodoo godsdiens? En is daar 'n verskil tussen die ou duiwel en voorvadergeeste, of is hulle geesgenote? Dan lees ek, by die Noordwes Universiteit word nou ook voorvadergeeste opgeroep en aanbid. By die teologiese fakulteit van die Universiteit Stellenbosch is hul fokus op kwering, soos hulle konferensie oor kwering the prophet, waarna Daniel verwys. Nou wonder 'n mens of die duiwel ook as 'n profeet beskou kan word, wat 'n kweer moet word. In my Bybel lees ek, wees nigter, wees wakker. Julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. 1 Petrus 5 vers 8. Maar deesdae hoor weinig nog die brul van die duiwel en word almal aan die slaap gesis. Want sonde is nou onsondig en jy hoef nie die Satan as die vader van sonde te sien nie. Jy kan hom net as metafories beskou. Dis natuurlik die Satan se grootste troefkaart om mense te laat glo hy bestaan nie. Ja, as hy laat glo hy bestaan nie, dan val alles plat. Sjoe. Baie goed geskryf oom. En dit maak sin, hè? Dis die hele punt, is dat hulle het gesê, jy kan maar glo wat jy wil, en nou daar mense is wat nou glo wat hulle wil, nou is dit 'n probleem. En hulle glo die duiwel bestaan nie, en nou kan hulle maak. Ai. Jong, om by al die teologiese palawas, die mekaar gespringery, perspektief te gee, het ons nou vir hierdie Ferdi Mulder, hy is daar genoem, vroeër daar, het Daniel Lou na hom verwys, en hy het hier so 'n baie mooi video gemaak. Nou hierdie Ferdi Mulder is iemand, mens moet altyd kyk na sy video's wat hy maak. Hy spesialiseer nou om die media en video's te gebruik om die waarheid oor te dra. En hy wys nou hierso die praktiese teologie as 'n dissipline, hoe dit totaal van koers afgeraak het by universiteite. Kyk nou net hierso wat hy alles praat. Baie mooi hoe hy dit stel hierso so. Practical theology in South Africa
at secular universities have stopped working with sin and judgment and a holy God who substitutes his Son on our behalf for sins. Here, Willie Jonker is Professor of Practical Theology, and in his address, he talks about all these challenges coming from psychology and sociology that almost wants to invade practical theology. Does that sound familiar, friends? Do you understand what he's warning against here? He's warning that we are going to allow sociology in which God doesn't exist and psychology to invade practical theology. Practical theology, pastoral theology, is designed to serve the church and the revelation of God. It can't be the other way around. It's a privilege to be with students from Northwest University and to give you an introduction into practical theology, pastoral theology, and I've got a couple of caveats or just qualifications to first make. Number one, I am not a practical theologian. I am a biblical scholar with church history, and what I'm going to offer you today are just some of my observations over the past 25 years of being friends with practical theologians, studying postgraduate in England at Durham University, and also a PhD in the Netherlands, where I was also a lecturer. So what I'm sharing with you are not coming from somebody who's a specialist in practical theology. These are observations, and I hope that it will be edifying, and at the end of the talk you are very, very welcome to offer some intriguing and probing questions. So what I've done is I've tried to title the talk specifically like this: Understanding the Origins of Pitfalls of Practical Theology as a Science in 2025. So what I want to try and do is I want to try and give us a big picture overview of the origins of practical theology, and then go to the Reformation, how it was done there, and then go to the 19th century, go to the science called pastoral ministry, and then I'm going to have a few test cases to illustrate how practical theology over time has drifted away and basically separated almost completely from Scripture, from our confessional heritage over time. And then I will have one or two hopefully positive things to add of how should it be, how should we do that. So the title is Understanding the Origins of Pitfalls of Practical Theology as a Science in 2025. Now, let's start with what is practical theology, pastoral theology. And I've looked at Professor Willie Jonker. He's one of my dialoguing partners today. He taught practical theology in Kampen before he became a professor in Stellenbosch. There are loads of people who don't know that. Nou daar is net so 4 minute, hy gaan nog aan nog 37 minute. En hy gee baie mooi oorsig oor wat ons nou van gepraat het, wat aangaan by teologiese fakulteite, hoe hulle afgedwaal het daar en hoe hulle heeltemal 'n palawe geword het daar ensovoorts. As kykers hierdie wil hê, ek kan dit vir die stuur per WhatsApp, of as jy intik by die selfoon of op die laptop, jy tik in reformationsa.com. Dan is 'n klomp van hierdie lesings van Ferdy Miller daar beskikbaar. Jy kan dit optrek en daar kyk. Die opskrif van hierdie lesing is The Origins of Pitfalls in Practical Theology as a Science in 2025. Soek dit op daar op die web, tik net daar in daar onder
reformationsa.com, dan sal opkom of ons stuur hierdie vir u per WhatsApp as u daarna wil kyk. Maar ons is baie dankbaar hierso vir Ferdi vir sy bydraes wat hy maak. Baie, baie waardevol. Die ding is baie keer as mense nou kyk na die naam van praktiese teologie, dan klink dit goed. Ja, So dit klink soos hy om teologie uit te leef in praktyk en jy weet hoe word dit gedoen. So dit klink baie goed, maar die probleem is wat hulle doen is dit is waar die humanisme inkom en die fokus is op die mens en ons probeer wat ook al my siening is, die Bybel te gebruik om dit te baseer. ja. My siening te staaf. En dit is nie hoe dit werk nie. Dit word totaal humanisties en nie Jy kan dit God-gesentreerd nie eers nie. met teologie noem nie. Ek verstaan nie Ja. hoekom hulle daai naam gebruik nie, want jy kan dit nie meer teologie noem nie. Ja. So ja, dis erg. Dan het ons hierso breaking news. Trans women are not legally women. Wat is die woman nie? Trans women Ja. are not legally women. Rules UK Supreme Court. En dan is daar nou ook 'n hele klompie mense hier op die prentjie wat hulle is nou baie gelukkig oor die uitkoms hiervan. Uitspraak gelewer is. Ja. Dis interessant. Kyk nou, hierso het ek nou 'n prent. Hierdie is nou International Express. Dit is nou 'n Britse koerant wat hierso, daar staan dit African Edition, wat hier gedruk en versprei word en dit gee so alles inligting veral oor Engeland en Europa. En kyk, daar's twee vrouens. Kyk daar, Victory. Hulle spring op van geluk, né? For common sense, is 'n victory for common sense. Common sense het nou hierso gewen die keer vir 'n verandering, né? For reality, as Supreme Court judges rule the legal definition of a woman is based on biological sex. Campaigners said a watershed gender ruling by Britain's highest court is a victory for common sense and for women's rights. Supreme Court judges voted unanimously that the terms woman and sex in Equality Act refer to a biological woman and biological sex. The verdict, which means transgender women are not legally women, was called a win for common sense for reality. Nou, 'n transgender woman is 'n man wat sê hy is nou, hy identifiseer as 'n vrou, maar is eintlik nog 'n man daar en dan gaan hy te kere daar. Hy is 'n man. Hy is 'n man, né? It will have far-reaching implications, including for women-only spaces. Kan nie dit glo. Die laat het activist en author J.K. Rowling. Nou, daar's 'n prent van haar linkerkant, daar welkant by J.K. Rowling. Daar sy het al hierdie Harry Potter boeke geskryf en sy het 'n kop uitgesteek daar om te praat teen al die nonsens wat daar aangaan, né? En sy sê, it protected the rights for women. She praised 4 Women Scotland campaigners. Dis nou die groepie van Scotland 4 Women wat gesê het, nee, wag, jy kan nie nou verwarring skep tussen sogenaamde vrouens en regte vrouens nie. Ms. Rowling posted, it took 3 extraordinary tenacious Scottish women with an army behind him to get this case heard in the Supreme Court. And in winning, they've protected the rights of women and girls across the United Kingdom daar. Kan nie dit glo, né? En nou sê hulle, nou sal mans nie meer kan gaan in vroue toilette nie, sal nie kan gaan hulle uittrekkamers Maar nie. kan jy glo dat dit ooit 'n ding was? Dit is my die ergste van as ons nou op 'n punt moet kom en sê, hey, nee, ek dink dit is 'n goeie idee nie. Wanneer was dit ooit 'n goeie idee gewees? Totale gebrek Ek aan weet common nie. sense. Jy kan dit nie glo. Kan jy dit glo? Nou wil ek jou vra, definieer jy nou vir my wat is 'n vrou? 'n Vrou. Ja. Hoe sou jy dit nou sê? Klink 'n bietjie belaglik om dit te vra nie, maar hoe sou jy 'n vrou definieer? 'n Vrou is iemand wat kan geboorte gee. En ek seker van 'n man kan nie dit doen nie. Ja, dit is die bottom line. Dit kom terug wat sê, your biological sex. 'n Vrou kan geboorte gee en 'n man kan nie. 'n Vrou is XX en 'n man is XY en dit kan nie verander nie. Maak nie saak wat nie. Nou ja. So in elk geval. Dan gaan hy aan hierso ook UK Mull's Impact of Gender Ruling
trans community threatened. So die mense is gelukkig dat dit nou verander is, maar dis maar 'n storie. Dis maar 'n storie. Geweldig. Nou wil ek jou hierso 'n baie interessante video speel en soos ek sê, ek kan ook nie verstaan die gebrek aan common sense nie. Maar in Amerika blykbaar 4 jaar wat gelede het hulle ook so 'n Equality Act waar jy nie onderskei tussen mans en vrouens sê almal equal nie en nou kan transgender mans wat mans is ingaan in vrou toilette en vrou ontkleedkamers, al daai tipe dinge. En nou is so 'n interessante onderhoud waar een van hierdie Amerikaanse parlementslede nou wil bevorder word as 'n regter. Nou grill hom, hulle ondervra hom nou oor sy sieninge daaromtrent. En dit wys jou hoe verward hulle kan wees en die dwalinge. Nou kom ons speel daar 'n bietjie, dit is interessant van hoe werk die Amerikaanse stelsels en hoe hulle mense daarso onder 'n groot bevraagteken sit by dinge. Ja. Kyk bietjie hierna wat alles daar gebeur. Senator Cruz. Thank you, Mr. Chairman. Just weeks before the election, the Biden administration is trying to ram through yet 6 more federal judges without adequate vetting from this committee. There are 6 witnesses on this committee. Each senator is given 5 minutes of questioning. That counts up to 50 seconds per judge. They're doing this because the record of these judges cannot withstand scrutiny. I'm going to limit my questioning just to a couple because that's exactly what the Democrats want, is no scrutiny of radical judicial nominees. I'm going to start with Judge Brindisi. Judge Brindisi, should biological men be able to expose themselves to unwilling women, including underage girls? Senator, that's not a view I share. So your answer is no. Senator, I want to be somewhat careful because there are a number of cases that are working. Is your answer yes? You said that's not a view you share. It's not. Then why, just a moment ago, Senator Blackburn was asking you about, as a congressman, you were a congressman from 2019 to 2021. That's correct. You were original co-sponsor of and you voted for an Orwellian-named extreme piece of Democrat legislation called the Equality Act. The Equality Act mandated that biological men could play in women's sports, could go to women's bathrooms, could go to women's locker room. The women were not asked. The women were not asked if biological men could go into their locker rooms and disrobe with them. You sponsored it and voted for it. You just said a minute ago you didn't agree with men exposing themselves to unwilling women. If you didn't agree with that, why did you sponsor and vote for legislation that would mandate that women be victimized like that? Senator, it's been a number of years since I sponsored that legislation, and I do understand that it's been 4 years. There is. It's been 4 years. I understand, Senator. For the last 2 years, I have been serving. I'm not asking about the last 2 years. You were a member of Congress. You sponsored it and voted for it. Why did you believe women and girls don't have a right to be free from harassment, to be free from biological men disrobing in front of them without the women or girls having any right to say anything about it or to protest anything about it? Why did you vote for that? Senator, my recollection of the legislation is that it would prevent discrimination based on gender. Your recollection is contrary to the explicit text of the statute. Are you fond of ignoring the text of statutes? Senator, as a sitting judge now, and if I'm fortunate to be confirmed as a district court judge, I will follow statutory. But you didn't when you were a congressman. You sponsored it, you voted for it, and by the way, to be clear, for some reason under Joe Biden, the state of New York really is getting hammered with judicial nominees. Another judicial nominee for New York was Judge Sarah Netburn, who on a similar issue ruled she had a serial rapist in front of her, a 6'2" man who was a serial rapist who decided to identify as a woman, and Judge Netburn ordered that 6'2" man to be incarcerated with women. Do you think the women in women's prisons have any right, and in particular a right not to be incarcerated, not to have a cellmate who is a 6'2" serial rapist? Senator, I can assure you if I become a district court judge that I will follow the... My question is, do those women have any rights not to be incarcerated with a 6'2" biologically male serial rapist? Senator, I think every person has the right to feel safe, and I can tell you... Then why did you sponsor and vote for legislation that did not protect that right and violated that right?
Senator, that was a time when I was a policymaker, and I do understand that there... Okay, so those are your policy views. By the way, so do you have any regrets for sponsoring the Equality Act? You said apparently you didn't read the statute, you didn't know what it said. Do you have any regrets for sponsoring legislation that would force girls and women to be subjected to harassment from naked biological men? Do you have any regrets for that? Senator, during my time being a legislator in the House of Representatives... That's a yes or no? I sponsored thousands of pieces of... Okay, so you have no regrets about that. All right. In the remaining minute, I'm going to shift to Mr. Die ding is, nee, is eintlik lagwekkend as jy dit sien. Jy kan nie jouself indink dat die persoon maak nou asof hy nou daarso sit en nee, maar dis nie so erg nie. Hy het nie geweet wat hy gestem het nie. Hy het presies geweet, hy weet mos presies wat hy gesê het. En hy kan nou nie sê nie. Ja, dis my... Maar dis omdat die wet so belaglik was, dat hulle equality nou, be equality wil nou nie vrouens, mans wat nou identify as 'n vrou wil herken as 'n vrou. En die hele ding is soos wat hy, ek dink hy 2 of 3 keer dit genoem, hy gesê dit is 'n ja of nee antwoord. Ja. Jy hoef nie te verduidelik nie. En hulle kan nie ons soek nie verduideliking nie, ons soek net 'n ja of 'n nee. Is dit wat jou siening is of nie? Dit is baie eenvoudig. As iemand vir my vra, is dit jou siening, gaan sê nee. Ja. Verstaan, so dit maar hulle moet hulle self probeer verduidelik, want hy kan nie iets anders te sê nie, want hy sê dis nee, dan diskrimineer hy mos nou. En dan was hy verkeerd geweest, dan maak hom stupid, maar hy raak al hoe meer stupid en stupid, hoe meer antwoord dis 'n storie. Dan het ons hierso een. Ja? Sjoe, nurse's job battle after pedophile gender row. A senior nurse is fighting to save a 12-year career after being disciplined for refusing to refer to a transgender child sex offender as a woman. Kan jy jouself dit inglo? Hy's nou 'n man wat 'n sex offender is en nou kan jy hom nie reg noem op sy regte naam nie. Jennifer Milley, 40, a committed Christian, used the terms Mr. and he to describe the convicted pedophile who was born male but identifies as a female to a doctor. The Nursing and Midwifery Council wrote to Mrs. Milley saying it was investigating concerns about the fitness to practice because she referred to a patient in a manner of consistent with their gender identity. So sy was inconsistent geweest oor om hom 'n haar te noem en my aarde. En dis 'n hy, duidelike hy. En die ergste van alles is die is 'n pedofiel, hè? Verskriklik. Unnamed patient who, according to reports, had been jailed for luring boys into sexual acts while posing as a girl on social media was taken by Epsom and St. Helens University Hospital in Carshalton, Surrey, in May with a urinary condition. Mrs. Malley said that the patient overheard her using male pronouns and screamed racist abuse at her. She said that afterwards she was effectively demoted, moved to a different ward, denied overtime, therefore affecting her income, and given a final written warning. The nurse from Creighton, South London, is suing the hospital trust for harassment, discrimination and human rights breaches. The message to me during the investigation was that I should put up with extreme racism and deny biological reality and my deeply held Christian beliefs for the sake of inclusivity. Dis altyd dieselfde storie, oom. Ons moet inclusive wees, né? Met pedophiles. Kan jy dit glo? Andrea Williams, Chief Executive of Christian Legal Center, which is supporting Mrs. Malley's case, said the NHS appears to remain captured by transgender ideology to the point it is prepared to back a convicted, disturbed pedophile. Oom, elke keer dink ek het alles gehoor. Ek het nie woorde nie, oom. Ek het nie woorde nie. Wel, met Trump sal daar nou 'n bietjie meer common sense kom en met hierdie nuwe wet wat nou so 'n paar dae gelede of week of 2 gelede aanvaar is ook 'n bietjie meer regstelling. Hier is nou 'n enetjie, World Athletics to Swap for Sex. Ons moes 'n paar berigte al bespreek al waar mans as vroue ingaan en boksgevegte het teen vrouens en beskadig al die dinge, né? World Athletics said on Tuesday they have approved the introduction of a cheek swab test to determine if an athlete is biological female.
Sebastian Coe, the head of International Track and Field Federation, said the decision taken by the body's decision-making council was a really important way of protecting the female category. We feel this is a really important way of providing confidence and maintaining that absolute focus on the integrity of competition. WA added that they have not fixed a date for the introduction of the measure, but it is expected to be in place for the World Championship in Tokyo this year. Coe's decision to introduce the swab testing was taken after a wide consultation of the proposal. Kan nie dit So dat, Ek kan dis is dieselfde storie oor die toilette ding dat dit op 'n punt moet kom dat hulle sweets moet doen met sport. Dit is vir my net skrikwekkend. maar die malligheid het net begin toe hulle mans onder die deksel van sogenaamde vrouens laat betrokke raak in Ja. vrouesport. Dit is maar, daar kom nou blykbaar nou 'n kentering Ja, op alle gebiede. Ons hoop dit gaan nou reg deur. ons hoop maar so. Ai, Ons het nog 'n klomp artikels hierso, berigte wat ons graag wil by uitkom, maar ons sal dit moet onthou tot volgende keer. ons hou daarvan toe. Jy het gesê jy wil dit so graag bespreek dan. Ons praat daar. Ja, hierdie is ek dink 'n baie belangrike onderwerp. Jy is mos 'n pa van klein kindertjies nou. Ons gaan jou 'n bietjie vasvat. Hoe maak jy klein kindertjies goed met selfone en dinge? Okay. Ai. Kykers, ons moet tot 10 sê, sterkte. Hou vas aan die Bybel, hou vas aan die waarheid en dankie tog. Common sense kom so stadig aan weer terug. Ons hoop so, oom. Ja. Ons hoop dit is nie dood nie. Absoluut. Totsiens. Tot ziens.